Die voorreg is dan so groot om weer eens met u te deel die gedeelte of die reeks wat die Here op my hart gelê het aangaande welles, is deel 4 vandag en dit handel oor welles vir roem en aandag, lust for fame and attention. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Weet jy, hierdie welles is wanneer ons roem in onsself soek en ons ook ander se aandag altyd op ons wil vestig, of ander se aandag moet altyd op ons wees. Die wat dit doen, is altyd besig om meer tyd te spandeer om raak gesien te word en dinge te doen om ander of om deur ander geëer te word. Natuurlik met sosiale media is hierdie roem en aandag gereeld sigbaar. Almal soek die goedkeuring van ander. Meer likes, meer views. Hoe meer mense dit sien, hoe beter voel sulke mense. Maar die probleem is, dit moet nooit gaan oor hoeveel likes of hoeveel views nie. Maar dit moet gaan om God te verheerlik. Daaroor moet dit gaan. Proverbs 27 verse 8b says, "So, the lust of the eyes of man is never satisfied." Spreuke 27 vers 20 sê die doderyk en die plek van vertering word nie versadig nie. So word die oë van 'n mens nie versadig nie. Ware goedkeuring kom nie van ander mense nie, maar van God. Hy sê vir u vanoggend, my geliefde kind, jy is gekies en jy is geseën. Weet jy, Jeremia skryf in die 9de hoofstuk, die 24ste vers, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my God ken, dat ek God, die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want die dinge het ek in behaag, spreek die Here. Ou Paulus is baie lief om altyd te gesê het, en hy getuig, as ek roem ek in die Here. Kom ons roem in Jesus, en ons roem nie om ander mense se goedkeuring, of se mooi woorde, of om raak gesien te word nie, maar ons roem, omdat ons die Here wil groot maak, en dat ons so dankbaar is vir hom in ons lewens. Pastor Gary, brood en water, 5 minute woord, bediening, seëngroete, en ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.